Ok, ons is nou by die laaste lesie van die boek van 1 Samuel en onthou ek het gesê ons is nou op pad om te kyk wie was die konings gewees vir die Israeliete in hierdie tyd gewees. Ons het begin met die storie van Samuel wat die profeet is wat vir Saul gesalf het as koning, maar God het vir Saul afgeskryf en hy het gesê gaan salf vir Dawid. En onthou dat ons het al reeds hierna gekyk dat na Dawid was sy seun Salomo koning gewees en na Salomo het die volk in 2 gesplit. Okay, so ons het gekyk na Saul, storie nommer 1, en ons het gesien dat Dawid het vir Saul gewerk en die eerste oorwinning wat Dawid behaal het was toe hy vir Goliat oorwin het met sy slingervel. Nou na Dawid se oorwinning oor Goliat en sy sukses oor die krygsmanne, het die volk begin Dawid besing, 1 Samuel 18 vers 7, en die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. Vers 8, en Saul het baie kwaad geword, want hierdie woorde was verkeerd in sy oë, en hy het gesê, hy moet nou nog net die koningskap kry, en van die dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad. 2 Samuel 18 vers 10, die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne in die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul het 'n spies in sy hand gehou. Vers 11, toe gooi Saul die spies en sê, ek wil Dawid teen die muur vassteek, maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. Vers 12, en Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was en van Saul gewyk het. Dit lyk amper asof Saul jaloers geword het op Dawid. Nou hierso het ek sulke rooi sirkeltjies ingesit, sodat jy kan sien hoeveel keer wou iemand vir Dawid doodgemaak het. Hierso het Saul dan nou 2 keer vir Dawid probeer doodgooi met 'n spies, terwyl hy vir musiek gespeel het op die harp. Nou Saul raak toe bang vir Dawid, vers 15, en beraam toe 'n plan om ontslae te raak van Dawid. Hy stel hom aan as owerstes oor 1000, wat beteken hy moet heel voor in die oorlog veg, daar waar jy maklik kan doodgaan. Hy gee hom ook sy dogter as vrou, en jy lees in vers 21, wat was Saul se intensie, sodat sy 'n struik kan wees vir Dawid. Maar vers 17, Saul se plan was, laat my hand nie teen hom wees nie, maar laat die hand van die Filistyne teen hom wees. Dawid antwoord en sê hy het geen geld om te betaal vir die koningsdogter nie, want onthou hulle moes 'n bruidsprys betaal het. En Saul sê toe, dis okay, hy soek net 100 voorhuide van die Filistyne as prys. Weereens in die hoop dat Dawid gaan sterf om dit te kry. So hierso het Saul toe nou weer vir 'n derde keer probeer Dawid doodmaak, deur hom aan te stel as owerstes oor 1000, en hy vra dat hy moet gaan 100 Filistyne doodmaak as geskenk vir sy dogter. Nou onthou in hoofstuk 16 het Dawid guns in Saul se oë gekry, maar nou probeer Saul hom doodmaak. Dink hoeveel aande het hy al saam Saul gesing en hom rustig gekry, hoeveel aande het hulle saam gesels en beplan. Nou ek wil net verduidelik dat oral vir julle die groen blokkies sien is waar ek dan nou 'n versie uit Psalm uithaal, want onthou Psalm hardloop saam met die storie van Dawid. Nou mense die naaste aan ons maak somtyds die seerste. Psalm 55 vers 13. Want dit is geen vyand wat my smaad nie. Dis nou Dawid wat sê. Anders sou ek dit dra. Dit is nie my haters wat hom teen my groot maak nie. Anders sou ek vir my hom wegsteek. Maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude. Vers 22. Glad is die botter woorde van sy mond, maar sy hart is oorlog. Sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Nou Saul is 'n smooth talker, maar in sy hart soek hy vir Dawid dood. Maar Dawid vertrou God, daarom skryf hy ook in vers 23, werp jou sorge op die Here en hy sal jou onderhou. 2 Samuel 18 vers 28, toe Saul sien en merk dat die Here met Dawid was, en dat Michal, sy dogter, hom lief het, het Saul nog meer bevrees geword vir Dawid, en Saul het Dawid sy vyand geword al die dae. Nou Dawid het nie Saul te nagekom nie. Saul was verblind met jaloesie, en daarom wou hy vir Dawid doodgemaak het. Psalm 70 lees ons, laat hulle wat my lewe soek beskaamd staan en rooi van skaamte word. Laat hulle wat behaal het in my ongeluk agteruit wyk en in die skande kom. En ons gaan later sien dat Saul het sy eie ondergang veroorsaak. Nou 1 Samuel 18 sien ons dat Jonathan, Saul se seun, en Dawid het 'n egte vriendskap gevorm. Jy sien selfs in vers 4 dat Jonathan het al sy wapens en sy mantel vir Dawid gegee. Nou Saul laat weet sy dienaars en sy seun Jonathan dat hy vir Dawid wil doodmaak. Maar omdat Jonathan so egte vriendskap met Dawid gehad het, het hy hom gewaarsku. Jonathan het vir sy pa gevra, maar hoekom? Jy sien dit in 1 Samuel
19 vers 5. Waarom sal hy dan aan onskuldige bloed u besondig deur Dawid sonder oorsaak dood te maak? En Saul het na Jonathan geluister en Saul het gesweer en gesê, so waar is die Here leef, hy sal nie gedood word nie. So hier is nou die 5de keer waar Saul probeer om vir Dawid dood te maak. Nou die 2de keer waar Saul van Dawid af probeer doodgemaak het met 'n spies, het Dawid vrygekom en gevlug. 1 Samuel 19 vers 11. Maar Saul het boodskappers na Dawid se huis gestuur om hom te bewaak en hom die môre vroeg dood te maak. So dit gelyk soos boodskappers, maar Saul wou eintlik maar nog steeds vir Dawid doodmaak, al het hy nou net vir sy seun gesê, nee, hy sal nie. Maar Dawid se vrou het hom gewaarsku en hom gehelp om te vlug na Samuel se huis toe. Nou Psalm 59 sien ons 'n gedig toe Saul gestuur het om hulle die huis te laat bewaak en hom dood te maak. So hier is 'n spesifieke psalm wat geskryf is vir hierdie tyd. Vers 3. Red my van die werkers van ongeregtigheid en verlos my van die manne van bloed. Onthou dis nou soos 'n gebed van Dawid na God. Vers 10. My sterkte, op U wil ek wag, want God is my rotsvesting. Dawid moet hardloop vir sy lewe, maar hy weet as hy by God is sy lewe stabiel. God is sy rots. Ook in Psalm 130 vers 7. Wag op die Here, want by die Here is die goedertierendheid. En by hom is daar veel verlossing en hy self sal verlos. Nou die volgende stukkie in hoofstuk 19 is eintlik 'n vreemde stuk om te verstaan. Saul stuur sy manskappe om Dawid te gaan haal by Samuel en al 4 kere, Saul het die 4de keer gegaan, het die manne nie by Dawid uitgekom nie. Onthou Dawid kruip nou weg by Samuel se huis. Hulle het die profete gejoin en begin profeteer. Saul het self sy klere uitgetrek en voor Samuel se huis gaan profeteer. Nou indien jy lees dat die mense in die Bybel hulle klere uittrek, beteken dit nie altyd naak nie. Soms as jy jou enkels gewys het, sal die oosterse mense dit sien as kaal. So Saul het nie kaal voor Samuel gaan staan en geprofeteer nie. Dalk het hy sy koninklike mantel uitgetrek en as Saul voor Samuel gestaan en nie as koning Saul nie. Nou ek is nie seker nie. Nou daar is nie baie inligting rakende die profete van hierdie tyd nie, maar wat profeteer moontlik kon beteken het was die Lewiete wat besig was om God se naam groot te maak met musiek. Jy sien dit ook in 1 Samuel 10 vers 5 en voor hulle uit harpe en tamboeryne en fluite en sitters terwyl hulle self profeteer. So God het dalk toegelaat dat Saul en sy manne saam die worship span begin God aanbid. Die Hebreëse woord vir profeteer in hierdie stuk beteken religious ecstasy with or without music. So dit het niks te doen met 'n profetiese woord van God af nie. En hoekom ek dit ingesit het, is onthou Saul is nou eintlik op pad om Dawid dood te maak en nou skielik begin hy profeteer. So hy is eintlik op 'n slegte pad uit en hier gebeur nou 'n goeie ding. So ek probeer net vir julle wys dat hy was nie op pad om 'n profetiese woord aan Dawid te gee nie, hy het begin om God te prys en worship. Nou Dawid gaan vra toe vir Jonathan in hoofstuk 20 vers 1, wat het ek gedoen? Wat is my misdaad en wat is my sonde voor jou vader dat hy my lewe soek? Onthou Saul het aan Jonathan beloof hy sal nie vir Dawid doodmaak nie. So Jonathan kan nie glo sy pa gaan nog steeds voort nie. Dawid gee toe vir Jonathan 'n plan om te toets of sy pa verhandig is teenoor Dawid of nie. Nou die teken wat Jonathan aan Dawid sal gee is dat Jonathan gaan na sy pa toe gaan en vra, hoorie so, wil jy vir Dawid doodmaak? En dan gaan hy terugkom met woord na Dawid toe, want onthou Dawid is besig om weg te kruip. Nou die teken is Jonathan gaan maak asof hy teiken skiet, terwyl Dawid in die veld wegkruip en luister. As Jonathan vir sy dienaar sê die pile is verder weg, hy moet verder gaan soek, dan beteken dit dat Dawid moet hardloop, Saul wil hom doodmaak. Nou wat gebeur het, is onthou sekere tye van die jaar met feestye moet almal bymekaar kom en eet, en hierdie spesifieke feestyd het Dawid toe nou nie opgedaag aan Saul se tafel nie, en Saul het toe verskriklik kwaad geraak. So op so 'n manier kon Jonathan toe sien dat sy pa se hart teenoor Dawid was lelik geweest. Saul het toe so kwaad geword dat hy self sy eie seun vervloek het in vers 31. Jy en jou koningskap sal nie bevestig word nie. Hy sê dit na sy eie seun. Stuur dan nou en bring Dawid na my toe, want hy moet sterwe. So Jonathan het toe die boodskap aan Dawid gegee en gesê hy moet vlug. Hy kan sien dat sy pa se hart is teen Dawid. Nou Dawid en sy manne vlug toe na die priester Ahimelech. Daar gekom was hy en sy manne baie honger en hulle eet toe van die toonbrode wat slegs deur die Lewiete geëet mag word. Hy vra toe ook vir Ahimelech vir enige wapen. Dalk het Dawid so vinnig gevlug, hy het geen wapens saam met hom geneem nie. Waarop Ahimelech vir hom Goliat se ou swaard gegee het. En onthou daar's niks meer fout nie. Dawid was die een wat Goliat doodgemaak het. Dawid het nog die swaard in die tempel gaan sit. Nou Doeg, die opsigter oor die veewagters van Saul, sien toe vir Dawid by Ahimelech.
Nou, waarom mag Dawid van die toonbrode geëet het as dit sleg vir die priesters bedoel was? Selfs in Matteus 12 word Jesus se disippels aangevat deur die fariseërs oor dat hulle die are eet op 'n Sabbat. En Jesus regverdig dit deur hierdie storie van Dawid. Julle kan dit self gaan lees Matteus 12. Wat Dawid hier gedoen het was verkeerd, maar Jesus ken die hele verhaal. Die Ou Testament is 'n spieelbeeld van die Nuwe Testament. Die Ou Testament is in die vlees waar ons dit in die gees ervaar. Ja, Dawid was verkeerd, maar Jesus probeer aan die mense van sy tyd verduidelik, dit gaan nie oor die brode nie. Die brode is net in die Ou Testament gebruik, sodat ons dit in ons tyd kan verstaan. Die brode verteenwoordig Jesus, ons brood van die lewe. Maar die fariseërs het nooit die mooier en dieper betekenis van Moses se wette verstaan nie, en hulle het nie die hele tyd met mense beklei as hulle dit nie perfek gevolg het nie. Nou daarna het Dawid gevlug na Achis, die koning van Gad. Onthou, want dit was nou net Saul se veewagter het hom gesien, so hy moes weer vlug. Daar het die mense hom erken en gevra, is hy nie Dawid wat Goliat verslaan het nie, want Gad is 'n Filistynse dorpie. En hulle neem toe vir Dawid na die koning toe. Ek het daar gesit, want onthou Gad is 'n Filistynse dorpie en Goliat was 'n Filistyn gewees. So hierso probeer ander mense hom nou doodmaak, die 7de keer. Psalm 56, 'n gedig toe die Filistyne hom gevang het in Gad. So hierso is weer 'n psalm wat spesifiek vir hierdie tyd was. Vers 2, wees my genadig, o God, want mense vertrap my. Hulle val aan, lê en loer. Hulle let op my hakskene, net soos hulle op my lewe geloer het. Maar Dawid weet daarom waar sy hulp vandaan kom in vers 12. Ek vertrou op God. Ek vrees nie, wat kan 'n mens my doen, want U het my siel gered van die dood. Dis eintlik die waarheid, ons moet ophou worry oor wat mense van ons dink, en ons moet eerder begin wonder wat God van ons dink. Psalm 129, alreeds te veel het hulle my as vyande behandel van my jeug af, tog het hulle my nie oorwin nie, want onthou, Dawid het altyd in God vertrou. Dawid het baie bang geword, onthou hy is nou hierso gevange geneem by die Filistyne, en hy het toe gemaak asof hy mal is. Jy lees dit in vers 21, vers 13. Daarop het hy hom voor hulle oë kranksinnig aangestel en hom mal gehou onder hulle hand en op die deure van die poort gekrap en sy speeksel in sy baard laat loop. So Dawid staan nou voor die regters van die Filistyne en hy maak toe asof hy 'n mal mens is. En daarom het die regters van die Filistyne gesê, nee man, hier is definitief nie Dawid nie. Dawid was nie mal gewees nie. Psalm 34 lees ons weer eens ook 'n spesifieke psalm wat vir hierdie tyd is, toe hy hom kranksinnig gehou het. Vers 5, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hierdie elendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudheid verlos. Vers 9 het ek in Engels gesit, want dit is so mooi. Taste and see that the Lord is good. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. Hoofstuk 22 vers 1, en Dawid het daarvandaan weggegaan en ontvlug na die spelonk van Adullam. So hy vlug nou nog net al die pad, hy was eers by die priesters huis gewees, toe vlug hy na die Filistyne, toe eintlik het hulle hom gevang en hy is na Gad toe, en nou vlug hy na die spelonk van Adullam toe, waar hy sy familie toe ontmoet het. Hier het Dawid 400 manskappe bymekaar gemaak van die mense wat vlugtelinge was. Nou vlugtelinge is byvoorbeeld mense wat verbitterd was, of miskien van skuldeisers gevlug het en so. Dawid vra toe vir die koning van Moab of sy familie by hulle kan kom wegkruip, want onthou, as Saul nie vir Dawid kan kry nie, wat keer hom om iets aan Dawid se familie te doen, so Dawid stuur toe sy familie weg. Psalm 57, 'n gedig toe hy vir Saul in die spelonk gevlug het, vers 7, hulle het 'n net gespan vir my voetstappe, hulle het 'n kuil vir my gegrawe. Psalm 142, hardop roep ek die Here aan, hardop smeek ek die Here, luister na my smeking, want ek is baie swak, red my van my vervolgers, want hulle is vir my te sterk. Onthou Dawid hardloop net die hele tyd. Nou wat is die geestelike betekenis van die grot van Adullam? Nou Adullam beteken 'n hiding place. Dawid is nou in 'n tyd in sy lewe waar hy nou al by sy 4de wegkruipplek is, as gevolg van 'n situasie wat niks eers sy skuld is nie. Saul is jaloers en daarom moet Dawid vlug vir sy lewe. Hier is waar Dawid sy mighty men ontmoet het en waar hy sy familie na veiligheid gestuur het. Nou iewers gedurende ons geestelike journey gaan ons besef ons kan dit nie self doen nie, soos ons gelees het in Psalm 47 vers 7, ek is swak. Dan moet ons na ons hiding place toe gaan. Jesus is ons rus.
Gee jou sorge vir hom, Matteus 11 vers 28 lees ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind in julle siele, want my juk is sag en my las is lig. So wanneer dit voel asof dinge net te erg geraak, gaan na jou grot van Adullam toe, wat Jesus dan nou is. Psalm 18 is vir my so mooi psalm, 'n lied van Dawid waar God hom gered het uit die hand van Saul. Ek het u hartlik lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder. Bande van die dood het my omring. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep en ek het tot my God geroep om hulp. Hy het uit die hoogte sy hand uitgesteek. Hy het my gegryp. Hy het my uit die groot waters uitgetrek. Want u laat my lamp skyn. Die Here my God laat my duisternis opklaar. Want met u loop ek 'n bendestorm en met u God spring ek oor 'n muur. Want wie is God buiten die Here en wie is 'n rots behalwe ons God? Laat toe dat God jou uit jou benoudheid uithaal. As dit voel asof jy besig is om te verdrink, roep na God vir hulp. Hy wil jou help. Hy is eintlik so vreeslik baie lief vir ons. Nou 1 Samuel 22 vers 5, die profeet Gad het toe vir Dawid gesê dat hy moet nou eerder vlug na die land van Juda in die woestyn. Nou Psalm 63 lees ons, toe hy in die woestyn van Juda was, lees ons, my siel dors na u, my vlees smag na u, in 'n dor uitgedroogde land sonder water, want u was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van die vleuel sal ek jubel. Dawid is in die middel van die woestyn, die laaste ruk ken hy net weghardloop vir sy lewe, maar al wat Dawid na smag is God se teenwoordigheid, sy siel dors na God. Psalm 43, ek brei my hande uit tot u, my siel dors na u, soos 'n uitgedorde land. Psalm 107, honger, ook dors was hulle siel het hulle versmag, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, uit die angste het hy hulle gered. Psalm 42, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God, my siel dors na God, na die lewende God. Nou wanneer jy onsekerheid in die gesig staar, wanneer jou situasie droog lyk, begin na God smag na sy lewende water wat dan nou Jesus is, en moenie smag na dit wat die wêreld jou kan bied nie. Nou intussen beskuldig Saul sy eie manskappe dat hulle saamspan en hom niks vertel van Dawid en sy eie seun se verbond nie. Hy kry toe homself nou verskriklik jammer. Nou Doeg, wat vir Dawid gesien het by die priester Ahimelech, het toe aan Saul bekend gemaak dat hy het Dawid daarso gesien by die tempel. Nou Saul gaan roep toe die priester en vra waarom het hulle 'n samesweering met Dawid agter die koning se rug. Die priester het toe het vir hom brood gegee en hy het Goliat se swaard vir hom gegee, so hy beskuldig nou die priester. Die priester antwoord en sê, hoe moes hy weet dat Dawid is Saul se vyand? Hy is dan die koning se skoonseun. Saul gee toe opdrag dat 85 priesters doodgemaak moes word. Vers 19, ook die priesterstad Nob het hy met die skerpte van die swaard verslaan, man sowel as vrou, kind sowel as suigeling. Dit is asof Saul heeltemal sy gesonde verstand verloor het. Hy fokus net om Dawid dood te maak. Alles en almal is teen hom, al is dit nie eintlik so nie. Psalm 52 sien ons ook weer 'n spesifieke psalm, toe Doeg gekom het en aan Saul te kenne gegee het en aan hom gesê, Dawid het in die huis van Ahimelech ingegaan. So dink net hoe sleg moes Dawid gevoel het. Sy doen en laat het veroorsaak dat honderde mense doodgemaak moes word, jy weet selfs dan nou priesters. Vers 5, jy hou meer van kwaad as van goed. Hy praat nou hierso van Doeg. So sal God jou dan ook vir ewig omverwerp. Hy sal jou ontwortel uit die land van die lewendes. Nou onthou, God sien alles en geen sonde word ongestraf gelaat nie. Elke verkeerde ding wat ons doen, het 'n konsekwens. En meeste van die kere beïnvloed ons konsekwensies die mense rondom ons. Psalm 94 vers 9. Sou hy wat die oor plant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie, dis nou God. Ons moet besef dat God sien alles. God het gesien wat Doeg doen. Nou Dawid hoor dat die stad Keilah word aangeval deur die Filistyne en Dawid vra vir God of hy moet gaan help, waarop die Here antwoord, gaan verslaan die Filistyne. Dawid se eie manne wou nie saamgegaan het nie, want onthou hulle is reeds op vlug van Saul, die koning van Israel, en nou gaan hulle gaan vyande maak met die Filistyne ook. Nou Saul hoor wat gebeur het en hy dink in vers 7, God het hom in my hand oorgelewer, want hy het homself opgesluit deurdat hy in 'n stad met poorte en grendels ingegaan het. So wat ons hierso kan sien is dat Dawid het toe nou hierdie
spesifieke stad gaan help Keilah teen die Filistyne, maar hierdie stad is omring met mure. So en daar's net een manier om uit te kom. En Saul dink nou, ag, weet jy, God het nou vir Dawid in my hand gegee. Ons geen manier dat Dawid kan ontvlug nie. Ek gaan hom nou kan doodmaak. Hierso kan jy sien is nou al die 8ste keer waar iemand vir Dawid probeer doodmaak. Hier kan jy ook sien waar Dawid die borsplaat van beslissing gebruik om vir God te vra wat om te doen. God antwoord hom dat Saul is op pad en die stad se mense gaan Dawid oorgee. So Dawid wil eintlik weet, God, kan ek hier so in hierdie stad bly? Moet ek vlug? God sê nee, jy moet eerder vlug. Saul is op pad en hierdie mense in hierdie stad gaan nie jou bek hê nie. Daarom het Dawid teruggevlug na die woestyn toe in Horres. Vers 14 sien ons, en Saul het hom al daar gesoek, maar God het hom nie in sy hande oorgegee nie. Nou Dawid het nou net sy lewe gewaag om die mense van Keilah te verlos uit die hand van die Filistyne, maar God waarsku hom en sê dat hulle gaan hom oorlewer aan Saul. Hoeveel keer het ons al agteroorgebuig vir mense, maar hulle kom en steek jou in die rug. Psalm 35 vers 14. Ek het rondgegaan asof dit 'n vriend, asof dit 'n broer van my was, maar as ek struikel is hulle bly en kom by mekaar, hulle beskinder jou. Laat hulle wat bly is oor my ongeluk beskaamd staan en saamrooi van skaamte word. So ja, hierso het Dawid sy lewe gewaag om hierdie volk te red en hulle het nie dieselfde vir hom gedoen nie. Jonathan ontmoet toe vir Dawid in die geheim en sê aan hom in 1 Samuel 23 vers 17, vrees nie, want die hand van Saul, my vader, sal jou nie vind nie, maar jy sal koning word oor Israel, en ek sal die tweede onder jou wees, en my vader Saul weet dit ook goed. Nou soms as dit voel asof die storm waarin jy is net nie wil ophou nie, jy fight nou al baie lank, sal die Here soms iemand stuur met 'n opbouende woord, net om jou weer te herinner dat God dit nie van jou vergeet nie. Bly gefokus op die Here, God se plan vir jou lewe sal realiseer. Psalm 123 sê, ek slaan my oë op tot U wat in die hemele troon, so is ons oë op die Here ons God. Die versie beteken eintlik, hou jou oë gefokus op God. Psalm 61, o God, hoor my smeking, luister na my gebed, van die einde van die aarde af roep ek U aan as my hart beswyk. Lei my op 'n rots wat vir my te hoog is, want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Nou, Sefite het na Saul gegaan en vir hulle gesê dat Dawid kruip weg in die bergvestings in Horres. So hierso vir die hoeveelste keer gaan iemand en hulle sien vir Dawid en hulle bring berig vir Saul. En hulle sê toe hulle sal hom sommer oorlewer aan die koning. Saul is toe agterna, in vers 26 sien ons, en Saul het aan hierdie kant van die berg getrek, maar Dawid met sy manne was aan die ander kant van die berg, na die 9de keer waar iemand vir Dawid probeer doodmaak. God sal altyd vir ons deurkom. Saul was so naby aan Dawid, net 'n bergtop was tussen hulle gewees, maar toe ontvang hy 'n boodskap vir sê dat die Filistyne is besig om Israel aan te val, die koning moet terugkom. So hy was so naby aan Dawid se voete gewees, maar toe spring God in. Nou God sal altyd deurkom. Psalm 138 vers 3 sê, die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel. As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe. U steek U hand uit in die toren van my vyand en U regterhand verlos my. Dawid word weer eens deur die hulp van God verlos uit die hand van Saul. Ja, hy moet nog steeds weghardloop vir sy lewe en vir sy lewe vrees. Ja, ons moet nog steeds deur ons trials en tribulations gaan, want God het 'n plan. God is besig om 'n koning te vorm. God is besig om jou te vorm. Nou Dawid het toe in die bergvesting van En-Gedi gaan bly, maar mense het weer eens aan Saul te kenne gegee waar Dawid wegkruip. Saul neem toe 3000 man saam met hom om Dawid te gaan doodmaak. Op pad het Saul in 'n spilonk ingegaan om toilet toe te gaan. Nou terwyl dit dieselfde spilonk was waar Dawid en sy manne weggekruip het. Dink net hoe moes dit gelyk het dat Dawid en sy manne kruip agter in die grot weg. Hulle kruip eintlik weg vir koning Saul en hier kom koning Saul in die grot in en hy wil die badkamer gebruik. Nou Dawid se manskappe sê hy het nou die geleentheid om Saul dood te maak, want onthou Saul is heeltemal alleen. Hy is eintlik heeltemal onbewus van wat rondom hom aangaan, maar Dawid antwoord in hoofstuk 24 vers 7, mag die Here my bewaar dat ek so iets aan my Heer, die gesalfde van die Here, sou doen om my hand teen hom uit te steek, want hy is die gesalfde van die Here. Dawid sny toe die slip van Saul se mantel af. Nou, ons moet pas op vir wie ons luister op YouTube. Daar is so vreeslik baie mense wat pastore en geestelike leiers uithaal. As Dawid nie eers vir Saul wou doodmaak nie, alhoewel ons almal weet dat Saul was verkeerd geweest, Dawid kon hom doodmaak uit self-defense.
Wat gee ons die reg om elke liewe pastoor en prediker daar buite te diskwalifiseer? Ek het so 'n spreekwoord raak gelees wat sê, if you are swinging a sword and you are taking out more pastors than enemies, on whose side are you really? Ja, ek weet daar's definitief pastore daar buite wat dit heeltemal verkeerd het en ek sê ons moet vir hulle luister en goedkeur nie, maar dan laat jy die Heilige Gees toe om dit aan jou te openbaar. Jy kyk of die pastore die vrug van die Gees het. Jy gaan luister nie na iemand wat elke liewe geestelike leier daar buite onder 'n vergrootglas sit en al hulle foute uitwys nie. Nou ons gaan aan, onthou Dawid het nou 'n gedeelte van Saul se mantel in sy hand, 1 Samuel 24 vers 8. Daarna staan Dawid ook op en gaan uit die spelonk uit en roep agter Saul aan en sê, my Heer die koning, terwyl Dawid vir hom buig. Kyk, vandag sien die eie oë dat die Here u vandag in die spelonk in my hand gegee het en hulle het gesê ek moet u doodmaak, maar ek het u verskoon en gesê ek sal my hand nie uitsteek teen my Heer nie, want hy is die gesalfde van die Here. Erken en sien dat daar by my geen kwaad of oortreding is nie. Saul het toe begin huil en gesê, jy is regverdiger as ek, want jy het aan my goed gedoen terwyl ek aan jou net kwaad gedoen het. Ek weet jy sal sekerlik koning word. Sweer dan nou vir my by die Here dat jy my geslag na my nie sal uitroei nie. Dis eintlik asof Saul jy weet, sy persoonlikheid die hele tyd verander het. Hy soos, vergewe my en dan maak hy weer dood. Hy sê vir sy seun, nee, ek gaan hom nie dood maak nie, en dan jaag hy weer vir Dawid. So dis asof Saul in 2 verskillende mindsets was. Nou Dawid was 'n gebore warrior gewees, gebore om warriors te lei. So oral waar hy gekom het manskappe hom gevolg. Jy lees in 1 Samuel dat hy het amper 600 mans gehad wat hom gevolg het. Nou een van die probleme met soveel mans is, hoe voer jy 600 mans? Nou gedurende die skaapskeerseisoen was dit soos 'n harvest seisoen vir die kleinveeboere. Dit was 'n feestelike aangeleentheid en die boere het dan altyd met mense rondom hulle in nood gedeel. Nou Dawid sien die geleentheid om vir Nabal, die skaapboer, te vra of hy en sy manne guns mag vind in Nabal se oë en saam met hom kan kom eet. Jy lees ook dat indirek het Dawid ook die skaapwagters van Nabal beskerm teen rowers, solank as wat Dawid hulle in daardie omgewing was. Jy lees dit in hoofstuk 25:16. Hulle was 'n muur om ons, snags sowel as bedags, al die dae wat ons die skape by hulle opgepas het. Maar Nabal, sy naam beteken fool, het geweier. Daarom het Dawid 'n opdrag gegee om teen Nabal se huis oorlog te voer. Hoofstuk 25 vers 14. Kyk, Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om ons Heer te begroet, maar hy het teen hulle uitgevaar. Nou Dawid gee toe terug aan Nabal wat Nabal aan sy boodskappers gegee het. Nou Abigail, Nabal se vrou, het toe besef sy sal moet ingryp, haar man se dwaasheid moet bedek. Sy stuur toe 'n oorvloed kos na Dawid en sy manne en sê aan Dawid, my Heer, moet hom tog nie steur aan daardie deugniet van 'n man, aan Nabal nie, want so sy naam is, so is hy. Sy naam beteken dwaas en dwaasheid is by hom. Dawid het toe bedaar en aan Abigail gesê, geseënd jou verstandigheid en geseënd jy self wat my vandag teëgehou het om in bloedskuld te geraak het met my eie hande. Nou Abigail het Dawid gekeer om bloedskuld op homself te plaas as hy Nabal sy doodgemaak het. Nou Nabal was so dronk, hy het nie eers geweet hoe sy vrou sopas sy lewe en sy toekoms gered het nie. En jy lees dit in hoofstuk 25 vers 37, maar die môre vroeg toe die wyn Nabal verlaat het, deel sy vrou hom die dinge mee, soos sy vertel van wat het nou net in die aand gebeur. Daarop het sy hart in sy binneste gesterwe en was sy soos 'n klip. Vers 38, en na omtrent 10 dae het die Here Nabal getref, sodat hy gesterf het. Die Here het die kwaad van Nabal op sy eie hoof laat neerkom. Op die einde het Dawid Abigail as sy vrou geneem. Nou Dawid bid tot God in Psalm 19 en hy sê, hou u knegt ook terug van moedswillige sondes, laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraftelik wees en vry van groot oortredinge. Nou Dawid bid en vra of God hom sal help, dat hy nie dieselfde foute maak as Nabal nie. Ons moet nie aspris moeilik wees, aspris lelik wees, aspris hardkoppig wees nie. As jy dalk weet jy sukkel met so ietsie, wees soos Dawid en vra vir God om jou te help, om nie moedswillig te sondig nie. Nou die Sifiete, nou vir die hoeveelste keer, het toe weer na Saul gegaan en hom gesê, waar kruip Dawid weg? Saul is toe weer agterna vir 'n 11de keer. Nou ek dink in hierdie tyd is Dawid al so moeg vir weghardloop, oral waar hy kom sien sy vyand hom. Ek dink ons voel ook soms so, kan ons maar nie net weghardloop nie, maar waarheen? Oral waar ons gaan, volg ons probleme ons. Nou Dawid het dieselfde gevoel, Psalm 55. Ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek kon wegvlieg en wegbly. Nou een aand terwyl Saul en sy manskappe slaap, het Dawid in hulle kamp ingekom, vers 12, want hulle was almal aan die slaap, omdat 'n diepe slaap van die Here op hulle geval het. So hierso gee God weer eens vir Dawid 'n geleentheid om vir Saul te wys dat hy is nie vyandig teenoor hom nie. Hoofstuk 26 vers 8.
Een van Dawid se manne sê aan hom, vandag het God u vyand in die hand oorgelewer. Laat ek hom tog net met sy spies in een slag teen die grond vassteek. Maar Dawid sê, bring hom nie om nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfde van die Here en bly ongestraf? Dawid weet dat God saam met Saul werk. Dawid vat toe Saul se spies en sy waterkruik. Hulle stap toe 'n hele en verder en roep vir Abner en hulle maak hom wakker. En Abner was die leeroowerste van Saul en hy wys hom toe die koning se spies en sy waterkruik wat hulle nou net kon gesteel het terwyl hulle geslaap het. Nou Abner is nou veronderstel om doodgemaak te word oor dat hy en sy manne geslaap het en nie die koning opgepas het nie. Nou Saul antwoord toe in vers 21, ek het gesondig, kom terug my seun Dawid, want ek sal jou geen kwaad meer doen nie, omdat my lewe vandag kosbaar was in jou oë. Kyk, ek het dwaas gehandel en my grootliks misgaan. Psalm 54 is toe die Sefiete gekom het en aan Saul gesê het. So hierdie is weer eens 'n spesifieke psalm wat geskryf is vir die tyd. En Dawid spreek tot God en hy sê, o God, hoor my gebed, luister na die woorde van my mond, hy sal my vyand die kwaad vergelde. Nou Dawid weet dat aan God kom die wraak toe, God sal vergeld. Romeine 12 vers 19 sien ons die Here sal die wraak behoort aan God. Die Here sal met Saul werk. Nou hoeveel keer het God nou al Dawid gered uit die hand van Saul? Hoeveel keer het God nou al vir Dawid gewaarsku om te vlug? Maar ek dink ons kom op soms op 'n punt waar mens net nie meer kan nie. Dit voel of mens net wil opgee. Dit is net te veel. Nou Dawid het self ook op daardie punt gekom en jy sien dit in 1 Samuel 27 vers 1. En Dawid het by homself gesê, nou sal ek een van die dae omkom en deur die hand van Saul. Daar is vir my niks goeds nie. So hy sê eintlik, weet jy, ek gaan definitief doodgaan, tensy ek dadelik ontsnap na die land van die Filistyne, so hy vlug toe na die land van Gad. Nou baie keer vergeet ons God se belofte oor ons lewens, en dan begin ons op die verkeerde dinge fokus. Dawid was gesalf as koning, en het nog nie sy posisie ingeneem nie, daarom sal hy nie doodgaan nie. God se belofte oor sy lewe het nog nie tot vervulling gekom nie. Nou dalk kan jy nie nou dink aan 'n belofte oor jou lewe nie, maar daar is baie in die Bybel. Hou vas aan dit en spreek dit, totdat dit tot vervulling kom. Moenie opgee nie. Ek dink byvoorbeeld aan die versie wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Jy hoef nie op te gee nie, die krag kom van God af. Psalm 34 sien ons, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Ook Psalm 125 lees jy, rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Nou God is ons beskerming teen ons vyande. Wanneer ons begin moeg raak, net soos berge Jerusalem beskerm. God sal seker maak jy sien die vyand aankom en die aanval sal nie onverwags gebeur nie. God se berge sal dit verseker. So intussen, wat ons kan doen, Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou toe Saul hoor dat Dawid het na Gad gevlug, het hy verder nie meer na hom gesoek nie. Dawid en sy manne het guns gekry by die koning en in Siklag gaan bly vir 1 jaar en 4 maande. Dawid het nog steeds Israel se vyande aangeval terwyl hulle in Gad gebly het, maar hy het seker gemaak geen persoon lewe nie, want hy wou nie God het dat die koning van Gad moes weet wat hulle doen nie. 1 Samuel 27 vers 12 en Agis, dis nou die Filistynse koning, het Dawid vertrou en gesê, hy het homself vergoed by sy volk, by Israel gehaat gemaak en sal vir altyd my onderdaan wees. Nou dalk gedurende Dawid se lewe, terwyl hy heeltyd moes weghardloop van Saul, het hy onthou waar sy hulp vandaan kom. Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf vertroos my. U berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. Dit beteken jou vyande sal jou voorspoed sien. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Nou Psalm 23 begin deur te praat van 'n dal van doodskaduwee. Somstyds is dit nodig vir ons om deur 'n dal te beweeg. Dit vorm ons, dit leer ons lesse, maar ons kan sien dat ons hoef nie hierdie gedeelte van ons lewens alleen te doen nie. Die versie sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Op die einde van ons lewenslesse is daar altyd vergoeding. Hierso kan jy ook sien, daar staan my beker loop oor, wat beteken oorvloed. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Nou hou jou oë gefokus op jou goeie herder, wat weet waarom jy deur die dal moet stap. Niks gebeur in ons lewens wat God nie beplan het nie. Ons moet net vertrou en in God glo. Ons moet sê, okay Here, ek het nie 'n klou waarom ek deur hierdie donker vallei moet stap nie, maar U weet en ek vertrou jou. Nou na Samuel se dood het die Filistyne weer opgetrek
teen die Israeliete. Ons sien dit in hoofstuk 28 vers 5. Toe Saul die leer van die Filistyne sien, het hy bevrees geword en sy hart het baie gebewe. Saul het die Here geraadpleeg, maar geen antwoord gekry nie. Nie deur drome of profete of die Urim nie. Daarom het Saul alweer die verkeerde ding gedoen en 'n heks gaan soek sodat sy vir Samuel uit die doodheid kan roep. Samuel sê toe aan Saul uit die doodheid in vers 28 vers 18, omdat jy nie na die stem van die Here geluister het en die gloed van sy toorn teen Amalek nie uitgevoer het nie, daarom het die Here jou vandag hierdie ding aangedoen. So hy sê vir hom, onthou jy wou nie die Amalek getref het met die banvloek nie, jy het nie na God geluister nie. En die Here sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee, en môre sal jy met jou seuns by my wees. Ook die leer van Israel sal die Here in die hand van die Filistyne gee. Nou terwyl mens dit lees, kan 'n mens dalk wonder, maar hoekom moet die volk ook betaal vir Saul se sondes? Maar as jy onthou wat al gebeur het tot en nou toe, byvoorbeeld die hele priestersdorp wat vermoor was, en hoe die volk dan nog steeds agter Saul gestaan het, alhoewel baie alreeds weet dat Dawid moet koning wees, kan mens verstaan dat die huidige leierskap volg nie meer God se verbond nie. Hier is 'n voorbeeld van hoe baie belangrik dit is vir jou om vir jou regering te bid. Die regering kan maak dat jy swaar kry. 1 Timoteus 2 vers 1. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. So as jy nie vir jou regering gaan bid nie, gaan dit swaar gaan met jou. Nou die Filistyne is nou heidaglik besig om oorlog te voer teen Israel en Dawid en sy manne het saam opgetrek, maar die res van die Filistynse armee sien toe vir Dawid en hulle vra toe, nou wat maak hy hierso? Daarom moes koning Agas hom toe weggestuur het. Jy lees dit in vers 6. Agas het Dawid toe geroep en aan hom gesê, so waar is die Here leef, sekerlik jy is opreg en jou uitgang en jou ingang en die leer met my saam is goed in my oë, want ek het geen kwaad in jou gevind van die dag af dat jy saam met my gekom het van tot vandag toe nie, maar in die oë van die vorste is jy nie goed nie. So hy probeer vir hom sê, ek het geen fout in jou nie, maar die res van die Filistyne soek jou nie saam met ons nie. Nou ons moet leer om God se woord te vertrou. Jy sien in Dawid, ek nou daai blou stuk ek het gelees, 3 dae later, toe Dawid en sy manne by hulle huis aankom, het die Amalekiete hulle huise geplunder en hulle vroue en hulle kinders gevang. Die manskappe was so hartseer, hulle wou sommer vir Dawid doodmaak. Jy sien dit in hoofstuk 30 vers 6. Dawid het toe homself versterk in die Here sy God. Hy het toe vir God gevra wat om te doen. Hy het die skouerkleed gebruik en God sê toe vir hom, ja, gaan haal hulle. So hier sê ek, ons moet leer om God se woord te vertrou. Jy sien in Dawid se lewe, het hy meeste kere na God gegaan en eers bevestiging by God gekry met groot besluite. Psalm 19 sien ons, die woord van God is volmaak, dit gee wysheid, dit is suiwer, dit is waarheid, dit is regverdig. Die woord van God kan ons sê, hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop, vers 12. Ook word u knegt daardeur gewaarsku in die onderhouding daarvan is groot loon. Nou met enige groot besluit wat jy moet maak, gaan kry bevestiging in die Bybel. Ja, mense wat naby aan God lewe kan ook vir jou 'n woord van God gee. Jy kan 'n droom ontvang van die Here, maar die finale antwoord kom uit die Bybel uit. Psalm 25 vers 14 sê, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond, dis mos nou die Bybel, om hulle dit bekend te maak. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Nou nadat Dawid en sy manne hulle vroue en kinders gaan terughaal het, kan jy sien dat niks van hulle was vermis nie, klein of groot, seuns of dogter, of iets van die byt, niks van alles wat vir hulle saamgeneem het nie, en Dawid en 400 van sy mans het alles teruggebring. Dit laat dink aan Psalm 36 vers 10 wat sê, want by u is die fonteine van die lewe, in u lig sien ons die lig. God het Dawid se familie beskerm, terwyl Dawid hulle nie eers bewus was daarvan nie. 200 van Dawid se mans het nie saamgetrek nie, want hulle was moeg gewees, so die res wat toe nou nie die byt met hulle deel nie. Nou Dawid tree toe alreeds op as 'n regverdige koning en hy sê toe, dat in enige oorlogsbyt word verdeel tussen die wat aftrek en die wat die pakgoed by die pakgoed agtergebly het. Nou onthou, God het nou al klaar Saul afgeskryf as koning en Samuel het vir hom gesê uit die doodheid dat Saul gaan hom join vandag nog. Saul sien toe hulle is besig om die oorlog teen die Filistyne te verloor en hy deurboor hom met sy eie swaard as gevolg van vrees. Ook sy wapendraer het homself daarna doodgemaak. Hoofstuk 31 vers 6, so het dan Saul en sy 3 seuns en sy wapendraers ook al sy manne op dieselfde dag almal saam gesterwe. Die Filistyne het Saul en sy seuns se lyke teen hulle mure vasgeslaan as trofees. Daarom het die volk van Jabes, onthou julle Jabes was die heel eerste mense wat tot Saul geroep het vir hulp toe Saul net koning geword het, so Jabes het agter hulle aangetrek en hulle lyke afgehaal, verbrand, begrawe
en gevas oor hulle oorlede koning. Hulle het respek getoon aan Israel se oorlede koning. 1 Kronieke 10 vers 13 sien ons ook, en Saul het gesterwe weens ontrou wat hy teen die Here begaan het, weens die woord van die Here wat hy nie gehou het nie, dis nou met die Amalekiete wat hy moes doodmaak, en ook omdat hy die gees van die afgestorwene om inligting gevra het, maar die Here nie geraadpleeg het nie. So hierso kan ons ook sien, bly weg van mense wat met die dooies kan praat. Daarom het hy hom omgebring en die koningskap laat oorgaan op Dawid, die seun van Esai. Nou die storie van Saul is 'n les vir elkeen van ons, hoe ons leierskap ons ondergang kan beteken, maar ek dink die leiers vergeet wie het hulle in hulle posisie geplaas. God is nog steeds in beheer, al maak hulle planne buite God se wil. Psalm 2 vers 1 sien ons, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stukkend ruk. So selfs al is die wêreld besig om planne te beraam teen Jesus, want dis die gesalfde. Wie van julle het al 'n gedagte gekry van, weet die Here ooit wat op die aarde gebeur, of gee hy om wat met die mens gebeur? Nou in hierdie selfde Psalm vers 4 sien ons, hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. So ja, hulle is besig om planne te maak, maar die Here lag vir hulle, want onthou, op die ou einde sal die Here se wil geskied. Psalm 24 sien ons, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. As jou kar byvoorbeeld gesteel word, behoort dit mos nou nie aan die skelm nie, dis mos nou nog steeds jou kar. Nou die aarde behoort aan die Here, die duiwel het dit net kom steel, dit is nog steeds God sinne. Ons moet onthou dat God het alles geskape, en sy hart is dat almal tot inkeer moet kom. Dalk gee hy vir die leiers van die aarde die geleentheid om tot inkeer te kom, of dalk gebruik hy hulle om ons tot inkeer te kry. Onthou, hierdie storie wat ons lewe, is klaar geskryf. Alles wat gebeur is deel van God se plan. Niks vang hom onkant nie. Niemand maak planne agter sy rug wat hy nie van weet nie. Vers 5 sê, dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. So ja, hy gee so rukkie kans vir die regering, maar dan op die einde sal die toorn van die Here op hulle neerkom. As jy hierdie Psalm verder lees, sal jy sien wat God se plan is rakende hierdie wêreldheersers wat lelike planne beraam agtertoe deure. Die antwoord in vers 9 sien ons is Jesus. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Jesus is altyd die antwoord.